Goeiemôre, ek is Erns van Sail van AfriForum en vandag gaan ons bietjie uitbrei oor 'n onderwerp wat ek seker is julle al raak gelees het of raak gekyk het of raak geluister het, waar ook al julle nuus kry, en dit is die onderwerp van bestuurslisensies in Suid-Afrika, maar dit is goeie nuus wat ons het oor bestuurderslisensies, nie slegte nuus nie. En saam met my in die ateljee is Louis Boshoff, veldtogbeampte by AfriForum. Louis, hoekom is dit goeie nuus wat ons uiteindelik aan die praat gekry het oor bestuurderslisensies? Ja, so die kabinet het onlangs die besluit goedgekeur dat bestuurderslisensies van motorfietsse en ligte motorvoertuie die geldigheidstydperk daarvan verleng gaan word van 5 na 10 jaar, en dit volg nadat AfriForum en 'n paar ander organisasies en drukgroepe lank druk geplaas het op die departement van vervoer om hierdie besluit te neem. So ons kan uitsien om binnekort net elke 10 jaar ons lisensiekaarte hoef te gaan hernie in plaas van elke 5 jaar. En jy het nou gepraat van AfriForum se druk wat ons toegepas het. Watse vorm het daardie drukveldtogte geneem? Wat was van die aksies wat AfriForum gedoen het om hierdie uitkoms te kry? Ja, so as 'n mens omtrent 5 jaar terugkyk, het AfriForum eintlik die wet oor bestuurderslisensies gaan ondersoek, of die nasionale padverkeerswet, en daarmee saam die bepaalde regulasie wat uitgestip het dat lisensiekaarte elke 5 jaar hernie moet word, en gesien dat hierdie bietjie op 'n onvaste wetlike en grondwetlike basis is, en het eintlik 'n hofsaak begin om te sê, maar hierdie regulasie is nie geldig nie. En AfriForum het daardie hofsaak verloor op 'n tegniese punt waar die hof gesê het, maar AfriForum moes eintlik binne 180 dae nadat die regulasie uitgevaardig is, hierdie hofsaak gebring het of beswaar aangeteken het, en AfriForum het dit eers heelwat later gedoen. So die hof het glad nie op die meriete van AfriForum se saak dit beslis nie, en toe in 2023 het dit gelyk as die einde van die pad bereik, en lisensies gaan nou maar nog net 5 jaar geldig wees. Maar die interessante is, met daardie uitspraak van die hof, het hulle eintlik die beginsel bevestig dat 'n minister kan 'n regulasie uitvaardig wat bepaal hoe lank bestuurderslisensies geldig is, of hoe lank lisensiekaarte geldig is, en daarom kon AfriForum net voortgaan en sê, maar ons tot die minister rig en sê, maak die geldigheidstydperk langer. So eintlik van die einde van AfriForum se hofsaak al is AfriForum deurlopend in gesprek met die departement van vervoer hieroor, en dit het meeste van die tyd eintlik gegaan oor die feit dat daar so groot agterstand was in die uitreiking van nuwe en hernieude lisensiekaarte, want soos ons weet en soos vroeër al bespreek is deur AfriForum telke male, is daar slegs een lisensiekaartdrukker in Suid-Afrika, of het ten minste die departement van vervoer, of meer bepaald die padverkeersbestuurskorporasie, slegs een lisensiekaartdrukker, en dit moet al die bestuurslisensies in die land druk, en die masjien is al 2 dekades ouer as dit, en is gereeld onklaar, en dan hoop dit op, dan is daar elke keer 'n groot agterstand in die uitreiking van bestuurderslisensies, en AfriForum het aangevoer dat indien die geldigheidstydperk van 5 na 8 of 10 jaar verleng word, dan gaan dit bietjie beweegruimte gaan vir die departement van vervoer. Dan gaan jy ten minste 'n 5 jaar tydperk hê waarin daar 'n laer aanvraag is vir bestuurderslisensies, en dan sal die departement tyd hê om nuwe stelsels in plek te kry, dalk 'n nuwe drukker of drukkers aan te skaf. Maar ongeag is daar 'n ander rede ook, en dit is bloot dat die internasionale norm vir die geldigheidstydperk vir bestuurderslisensies is nader aan 8 tot 10 jaar. Suid-Afrika was bietjie 'n uitskieter met 'n kort geldigheidstydperk van 5 jaar. So AfriForum het baie rede gehad om aan te voer waarom hierdie geldigheidstydperk verleng moes word, en het maar geskakel met die departement van vervoer, het briewe geskryf aan die minister, aan die padverkeersbestuurskorporasie of so, geskakel met personeel in die departement ook, en het ook deur middel van aktivistiese aksies druk geplaas op die parlement, op die departement van vervoer, het letterlik eendag net 'n drukker gaan huur en gaan wys, maar bestuurderslisensies kan gedruk word. Dit is nie so dit is nie so moeilik as wat die departement dit wil voorhou nie, en op die manier het eintlik die hele publiek se druk gevolg wat uiteindelik hierdie besluit tot gevolg gehad het. Net gou vinnig daarop daai punt van aktivistiese aksie, want dis nog 'n ander vorm van druk toepas. Toe julle nou daardie drukker na die departement toe gevat het, vertel net 'n bietjie meer oor van die besonderhede van daai aksie, hoe dit verloop en wat dit behels.
Ja, so ons het letterlik soos enige persoon kan gaan net in Google gaan intik lisensiekaartdrukker en gesien, mens kan 'n kaartdrukker sommer huur by een van 'n hele aantal privaat maatskappye in Suid-Afrika en het net soos 'n gewone persoon in die privaat mark 'n drukker gaan huur vir 'n dag en kaartjies gedruk wat eintlik van 'n beter gehalte is, selfs as die bestaande gelamineerde plastiekkaartjies wat ons het en het toe dit voor die departement van vervoer se hoofkantoor gaan doen sommer met 'n battery en die drukker daar ingeprop en het kaartjies gedruk en gewys dat dit wys ook eintlik die potensiaal dat 'n land hoef nie 'n gesentraliseerde stelsel daarin te hê nie. Daar hoef nie net een enkele sentrale drukker te wees nie. 'n Ander moontlikheid is om by elke toetssentrum in die land 'n kleiner drukker te hê wat of om die privaat sektor te betrek. Of om die privaat sektor te betrek. Ja, enige so iets is moontlik. Ja. Ja, en een van die vrae wat ek nagesien het, mense nogal baie vra is, my bestuurslisensie gaan binnekort verval binne die volgende paar maande of binne die volgende jaar. Kan ek nou sommer eers nog wag voordat hy weer hernie moet word, want dit is mos nou 10 jaar. Mense is bietjie onseker oor moet hulle nou dadelik weer gaan hernie of is daar nog eers 'n paar bietjie water wat in die see moet loop voordat ons nou by die 10 jaar situasie kom. Ja, so op die letter van die wet moet bestuurders nou nog steeds hulle lisensies gaan hernie. As jou lisensie nou verval, is die veiliger opsie om hom wel nog te hernie en dit is deur die kabinet goedgekeur, maar dis nog nie amptelik geïmplementeer hierdie besluit nie. So wat nog presies moet gebeur, is daar so 'n bietjie onduidelikheid oor, want dit kom nou ook al 'n lang pad en as 'n mens weer eens net na die wet gaan kyk, die padverkeerswet sê dat die minister kan regulasies uitvaardig wat onder andere sulke dinge bepaal, soos die geldigheidstydperk van bestuurderslisensies. En dan sê die padverkeerswet verder, indien die minister dit dienstig ag, of die Engelse bewoording expedient, moet die minister eers 'n konsepregulasie laat publiseer in die Staatskoerant en geleentheid bied vir openbare kommentaar. Nou dit is eintlik die normale proses en oor die algemeen sal Afriforum ten gunste wees van so 'n proses dat vir watter wysiging van 'n regulasie ook al daar eers geleentheid moet wees vir openbare kommentaar. Maar in hierdie geval reken ons dat indien dit slegs 'n verandering van letterlik die datum van 5 na 10 jaar moet wees in 'n regulasie, dan is daar nie rede vir openbare kommentaar nie, of vir geleentheid vir openbare kommentaar nie. Die publiek se standpunt hieroor is reeds bekend. Daar's reeds 'n hele paar jare wat die publiek sonder geleentheid vir openbare kommentaar hulle stem dik gemaak het en gesê het, maar ons wil hê lisensies moet eerder 8 of 10 jaar geldig wees. So indien die minister slegs daardie wysiging wil maak, is Afriforum van mening publiseer dadelik die nuwe regulasie en implementeer dit so gou as moontlik. Dit hoef nie maande lank te duur om te gebeur nie. Maar as ons gaan kyk na wat die departement van vervoer vir hulle self die proses uitgestip het dit heelwat ander stappe. So wat eintlik kom dit ook al 'n hele paar jaar lank en 2 ministers tevore, toe niemand anders nie as Fikile Mbalula minister van vervoer was, het hy 'n privaat navorsingsinstelling opdrag gegee om navorsing te doen oor die moontlikheid van bestuurderslisensies langer geldig maak en die navorsingsverslag het bevind dat die internasionale norm is 8 of 10 jaar en het 'n paar ander voorstelle bevat soos dat vir ouer persone kan daar dalk 'n korter tydperk wees of meer gereeld oogtoetse vereis word of al sulke dinge, maar in elk geval nadat die verslag gepubliseer is reeds 'n paar jaar gelede, het Fikile Mbalula toe mondelings die voorneme aangegaan en gesê ons wil lisensies in Suid-Afrika langer geldig maak. En daartoe in sy termyn niks prakties gevolg nie. Dit het net by 'n mondelinge voorneme gebly. En toe sy opvolger, Sindisiwe Chikunga, het toe in 2024 aangekondig dat hierdie projek tot stilstand gekom het of dat hulle nie meer gaan voortgaan om lisensies langer geldig te maak nie. En daar was eintlik geen goeie rede daarvoor gegee nie en daar's 'n paar verduidelikings probeer gee, maar niks wat oortuigend was nie. En toe teen die einde van 2024 en na 2025 het die lisensiekaartdrukker so gereeld onklaar geraak dat dit 'n massiewe opeenhoping was. Daar was meer as 500,000 persone wat gewag het vir 'n nuwe of 'n hernieude lisensiekaart en toe
deur die loop van 2025 toe is die onder minister Barbara Creecy daar weer deurdruk van AfriForum en ander besluit om hierdie proses weer in werking te stel en om lisensiekaarte langer geldig te maak. En daarvoor het die departement toe hulle eie teikens gaan stel en in die departement van vervoer se 2025-26 jaarlikse prestasieplan is daar 4 kwartaallikse doelwitte uiteengesit met stappe wat ons sou meen nie volgens die letter van die wet 'n vereiste is nie, maar indien dit is wat hulle wou doen om 'n deeglike proses te volg, is dit aanvaarbaar. Hulle wou byvoorbeeld 'n komitee van belanghebbendes en van aandeelhouers van die padverkeersbestuurskorporasie en al sulke dinge eers raadpleeg en wou aanvanklik eers die parlement se goedkeuring ook kry. Maar toe sien ons dat deur die loop van die 2025-26 boekjaar is geen van hierdie doelwitte bereik nie. Daar is geen haas gewees om dit werklik te implementeer nie, geen net pligsgetrouheid om by daardie doelwitte te hou nie. En toe hier aan die begin van hierdie jaar, Februarie 2026, toe het AfriForum weer geskryf aan die minister van vervoer en gesê, maar kyk hier, julle is nie besig om die doelwitte in die prestasieplan te bereik nie. En toe vir die eerste keer het ons eintlik konstruktiewe interaksie met die departement gehad en het hulle gesê, nee, ons besef, hier moet meer dringend dinge gebeur. En toe is daar in die 2026-27 prestasieplan wat dan nou in Maart, April hierdie jaar begin het, is daar weer nuwe doelwitte, kwartaallikse doelwitte uiteengesit en vreemd genoeg het die spesifieke doelwitte sommer verander. En skielik is die goedkeuring van die parlement nie meer een van die doelwitte gewees nie, maar die goedkeuring van die kabinet wel een van die doelwitte. En dit sou eers vir die 4de kwartaal van die boekjaar, wat eintlik eers begin 2027 sou wees, 'n goedkeuring deur die kabinet moes vereis. So gemeet aan die 2026-27 prestasieplan is die departement van vervoer eintlik nou effe voorskedule deur nou al die goedkeuring van die departement te kry, maar in die groter prentjie gemeet aan die langer verloop van die saak, behoort hierdie eintlik lankal reeds te gebeur het. Moet daar nie nou nog groot klippe in die pad gerol word nie. Daar behoort nou regtig net goeie rede te wees om hierdie besluit vinnig te implementeer. En wat gaan AfriForum se rol wees in die proses vorentoe om nou te verseker dat al hierdie hele alles wat nog moet gebeur verloop glad en dat ons kom by die uitkoms waar mense op die ou end hulle 10 jaar lisensies kan kry? Ja, so AfriForum het nou kontak ook met meer personeel binne die departement van vervoer wat nie net die uitvoerende besluite neem nie, maar ook die take moet implementeer en sal met die opvolg maar sal ook op politieke vlak aanhou dophou dat daar nie nuwe struikelblokke in die pad kom nie. En ons sal nog die praktyk daarvan dophou, maar wat ons gesien het, is dat daar moontlikheid is vir uitsonderings. Met ander woorde, dat indien dit lank neem om die regulasie te publiseer of die besluit letterlik te implementeer, kan dit moontlik wees om net te sê, maar ons is nou buigsaam met motorbestuurders wie se lisensies al verval het. Want ons het dieselfde gesien verlede jaar toe die agterstand by meer as 500,000 getrek het. Toe het die minister van vervoer, Barbara Creecy, in 'n onderhoud in die media gesê, ons het nou opdrag gegee dat verkeersbeamptes moet buigsaam wees, moet nie boetes uitreik aan mense wie se lisensies of wat nog nie die lisensies kon kry nie, want dit is nie hulle skuld nie, hulle het wetsgehoorsaam probeer wees en daarom moet hulle nie nou boetes kry omdat daar 'n administratiewe agterstand is nie. So AfriForum is van mening dat die minister kan weer 'n soortgelyke toegewing maak. Enige verkeersbeampte kan na 'n lisensiekaart, 'n bestaande lisensiekaart se vervaldatum kyk en sê, maar indien hy 5 jaar langer geldig sou wees, sou hierdie nog geldig wees. So die ideaal sal natuurlik wees om die besluit net dadelik te implementeer en nuwe lisensiekaarte uit te reik met die regte 10 jaar vervaldatum, maar indien daar een of ander administratiewe of watter opeenhoping ook al is, dan is ons van mening dat die minister moet kan hierdie toegewing maak en sê bestaande lisensies word nou gereken as langer geldig.
So Louis, een van die goed wat ek raak gelees het in die nuus is dat hierdie spesifieke uitbreiding van die bestuurderslisensie hernuwingstydperk gaan van toepassing wees net op ligte voertuie. Kan jy meer verduidelik of dit AfriForum saamstem met hierdie besluit en wat beteken dit? Ja, so AfriForum sou verkies het indien dit gegeld het vir alle lisensies swaar voertuie ingesluit, want ons reken dit dien nou as aansporing vir Suid-Afrikaanse burgers om eintlik nie die vaardigheid te ontwikkel om 'n swaar voertuig te kan bestuur nie, want nou gaan enige iemand 'n jong persoon wat dalk vir die eerste maal 'n lisensie kry of iemand wat dalk 'n eienaar van 'n klein onderneming is of so iets voel, maar ek doen eerder net die ligte voertuiglisensie want hy's 10 jaar geldig en gaan nie die swaar voertuiglisensie doen nie, terwyl indien dit albei 10 jaar geldig was, sou mense die aansporing hê om wel die swaar voertuiglisensie te gaan kry en die vaardigheid op te doen om 'n swaar voertuig te kan bestuur, en dit bied ander sake geleenthede as jou klein onderneming uitbrei om dan te kan sê, maar ek het 'n swaar voertuiglisensie, ek kan nou produkte begin vervoer in 'n trok of so tipe iets. So eintlik is dit behoort dit 'n negatiewe impak op die ekonomie te hê, hierdie besluit om slegs die ligte motorvoertuie se lisensies se geldigheidstydperk te verleng. Maar op die oomblik is dit 'n relatief klein verskil, want tans is daar nog die PDP vereiste of die professionele bestuurspermit wat enige iemand wat teen betaling wil passasiers of goedere vervoer, moet buitendien nog meer gereeld as 5 jaar hierdie professionele bestuurspermit gaan kry en 'n oogtoets laat doen, en daar is meriete aan hierdie vereiste, want dit is so dat iemand wat passasiers vervoer teen betaling het 'n groter verantwoordelikheid, het mense lewens in verantwoordelikheid daarin. So daar's meriete daaraan, maar AfriForum sou dit verkies het indien dit vir alle lisensies gegeld het. So hoe kan die publiek vir AfriForum ondersteun in hierdie stryd? So gaan loer op ons webblad en ons sal ook die skakel in die beskrywing van hierdie video plaas, en dan kan daar gesien word al die stappe wat AfriForum al geneem het, hoe ons betrokke was in die proses, en dan die beste manier om ons te ondersteun is uiteindelik om aan te sluit as 'n lid en 'n maandelikse bydrae te lewer, want AfriForum gaan deurlopend aanhou opvolg in hierdie saak. Reg. Baie dankie Louis, en dan ook dankie aan almal wat ingeskakel het. Dankie aan ons lede, ons 300 000 lede wat hierdie tipe wenne moontlik maak vir AfriForum en toekomstige wenne moontlik maak. En hoe meer lede ons het, hoe meer van hierdie tipe sake kan ons aanvat, hoe meer druk kan ons op die regering plaas en hoe sterker kan ons veg vir jou burgerregte in Suid-Afrika. Totsiens.